En sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. En toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. En Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle af gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy vat door die man sy regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring het, en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys, maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit het en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Vers 11. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg, en die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. En toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. En julle het hom uitgelewer en hom voor Pilatus verwerp, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. Julle dink aan Barabbas byvoorbeeld, nê? So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Doch het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkwikking van die Here afkom, en sal hy Jesus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet in die hemel bly, totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. Moses het immers gesê, die Here, julle God sal uit julle eie geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sê. Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word. Na die profete van Samuel af en daarna. Almal wat opgetree het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees. Daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom, en hom heel eerste na julle toe gestuur, om vir julle tot 'n seën te wees, deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. Net tot sover. Nou gemeente, hierdie gedeelte het 2 hoofpunte, natuurlik eers die wonderwerk, en daarom wil ek so 'n bietjie daar stil staan en vanoggend met julle gesels oor wonderwerke. En daarna wil ek net so 'n paar uittreksels uit die preek van Petrus uithaal. Maar as ons net bietjie kyk na ons wêreld, dan word ons oorlaai met inligting. Maar as jy bietjie met mense gaan sit en gesels, dan sal mense vir jou sê, ek glo nie eintlik wat ek sien nie, aan die een kant. Daar's baie studies hier die laaste ruk gedoen, na COVID, na 'n klomp gebeurtenisse in die wêreld,
wat eintlik die westerse wêreld gaan toets het en veral ons vertroue in nuusberigte en dis hoekom daar so 'n klomp fotootjies rondom is. En dat mense eintlik sê ek neem kennis, maar ek weet nie of ek dit regtig kan glo nie. Ons bly in 'n wêreld van konstante sensasie. En ook sosiale media werk met 'n algoritme. Dit wat jy sien op Facebook of Instagram of wat ook al op TikTok is nie per toeval nie. Jy voed die stelsel deur dit wat jy kyk. As jy 'n video vir 'n sekere tydjie kyk, dan gaan jou algoritme vir jou nog sulke video's gee, nog sulke video's gee. En dan vorm dit op die einde van die dag jou bubble. En dan voel dit vir jou asof dit wat jy altyd aanlyn sien is al wat daar is. Maar dit is regtig nie so nie. Maar ons word so gebombardeer met inligting en lawaai en geraas dat mense in vandag se wêreld sukkel om af te skakel. Ek het so 'n interessante studie gelees in my voorbereiding waar hulle gesê het ons is die mees, hulle praat van entertained generasie ooit in die geskiedenis van die wêreld. Maar ons is een van die mees ongelukkigste generasies ooit in die wêreld. Ons het inligting op ons vingerpunte, ons het gemak, ons het 'n klomp goedjies op ons vingerpunte, maar ons is sielsongelukkig. Want daar is nie substans nie. Daar is nie substans nie. As jy byvoorbeeld, ek praat baie met die jong mense, as jy jou foon neersit of jou laptop toemaak en jy kyk rondom jou, al het jy 7000 vriende aanlyn. As jy jou laptop toemaak, is jy eintlik alleen. Dis die realiteit. Dis die realiteit. So ons lewe in 'n wêreld waar ons heeltyd gebombardeer word met skokkende nuus, dramatiese video's, bonatuurlike stories, kontroversie, reëls wat gebreek word, wat ons moet nakom en eindelose geraas. Dit hou nie op nie. Dit hou nie op nie. En tog is die moderne mens ironies genoeg nie meer vervuld nie, maar ons is meer uitgeput as nog ooit tevore. En ek wonder nog toe ek 'n kind was, weet ons, en ek sê vir Jasmine, sy kan nie dit onthou nie, want sy is bietjie jonger as ek, maar daar was 'n tyd gewees toe die Looney Tunes film uitgekom het, die van julle wat dit onthou. Van Bugs Bunny was daar 'n regte weergawe daarvan, en dan gaan jy nog na 'n tikkie box toe, en dan kon jy sulke Looney Tunes kaarte versamel. So wat ek en my vriende gedoen het, is ons het daar gaan staan om die groot mense, want as hulle kaartjie leeg is wat hulle in tikkie box sit, baie keer los hulle hom net daar. En dan vat ons dit, want dan versamel jy nou hierdie tikkie box kaarte. Nou kan ek vir ons jong mense hier vra, weet julle wat is 'n tikkie box? Ander wêreld, nee, ander wêreld. Maar die beginsel bly, hoekom ek hierdie storie vertel, is ek verlang baie keer terug na dit. Dit is was vir my wow. Want dit was jou omgewing, dit was jou mense met wie jy in kontak was, dis die mense wat jou lewe gevorm het en 'n invloed gehad het op jou. In vandag se samelewing voel dit vir my as 'n jong mens, die wêreld se probleme is my probleem. Dit wat in die Midde-Ooste gebeur is my probleem. Dit wat in Amerika gebeur en wat in hulle politiek aangaan is my probleem. En ons word betrek daarbey. As 'n voorbeeld. Waar vroeër jare was dit nie so nie. Dit was jou gemeenskap. Hulle het jou beïnvloed, dit was jou lewe. En kan ek net vir die jong mense vanoggend sê, kan julle imagine vir jouself indink hoe dit moes gewees het dat as jy jou vrou of jou maale groet die môre, kan hulle jou nie in die hande kry nie. Totdat jy huis toe kom. Nou met jou selfoon het mense toegang tot jou 24/7. Dis uitputtend. Dis uitputtend, want dit hoort nie so nie. Daarom moet ons nou grense hê om te sê na sekere tyd moet my nie bel nie. Ek gaan nie jou WhatsApps antwoord nie. Dis nie omdat ek al geskik is nie, maar ek is nie 24/7 beskikbaar nie. Ek het ook tyd saam met my huisgesin byvoorbeeld. Maar as daai foontjie lê, dan moet ek kyk. Dan moet ek kyk. Want ons raak verslaaf aan die skerm. En daar's baie navorsing oor dit, maar dis nie waar ek vanoggend met julle wil praat nie. Vanmôre gaan oor sensasie. Gaan oor, as ons in vandag se samelewing byvoorbeeld 'n wonderwerk sou moes aanskou, soos in die Bybelse konteks, dink ek niemand sou dit glo nie. Niemand sou dit glo nie. Toe ek jonger was as 'n tiener, het ons sulke programme gehad op Discovery Channel, Mythbusters, wat baie cool was, ons het dit baie gekyk. En dan was daar 'n program van mense wat tower, hulle is towenaars eintlik, soos Dynamo en Chris Angel, wat hierdie wonderlike toerkunsies of towerkunsies gedoen het op televisie. Maar niemand glo dit nie. Hulle loop op water en sweef in die lug en allerlei sulke ding, maar dan kyk jy dit en dan dink jy, ja, dis fake. So kan jy dink as die wêreld die tegnologie moes gehad het in Jesus se tyd wat ons vandag het, en ons neem met 'n video af hoe iemand opstaan uit die dood uit, dink julle die wêreld sou dit glo? En daarom sien ek nogal die Here se hand in dit, dat dit plase vind het in 'n tyd
wat anders is as ons in, waar mense meer vertroue gehad het in hierdie goed. En, grootliks, mense was nie so geneig om sensasie te jaag nie, want daar was nie noodwendig vir jou voordeel in dit nie. Ek meen, dink aan die disippels. Toe Jesus gekruisig is, het mense vir hulle gesê, julle moet ophou om oor hierdie Jesus karakter te praat, en hulle het gaan wegkruip. En toe kom die uitstorting van die Heilige Gees op daardie Pinkstermôre, en hierdie selfde mense wat weggekruip het, word toe mense wat die evangelie gaan versprei, om te sê, hierdie Jesus, julle het dit nou gehoor, wat julle gekruisig het, en wat julle oorgelewer het, wat julle doodgemaak het, daardie Jesus leef. Hy is die leidsman tot die lewe. En wat het die skare gesê? Hou op, ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit nie hoor nie, en as jy nie gaan ophou nie, gaan ek jou doodmaak. So hulle was nie agter sensasie aan nie, want sensasie was nie noodwendig in daardie tyd tot jou voordeel nie. Jy sou nie geld maak uit dit uit nie, jy sou nie roem en faam en hierdie tipe goedjies beerwe het nie. Al wat jy sou gekry het in 'n gemeenskap, as jy een van die mense is wat stir, is jy maak moeilikheid. En dan is daar gevolge. Want in vandag se wêreld het ek hier neergeskryf, ons wêreld raak moeiliker verras. Is dit nie waar nie? Niks is eintlik meer vir ons skokkend nie. Ek meen, ek lees aanlyn dat die Trump-administrasie het gesê, daar is bewyse van aliens. Maar niemand praat daaroor. As dit vroeër jare gebeur het, sou mense geskok gewees het. Vandag is dit die dieselprys, nee. Die dieselprys, pala, dis wat, want dis ons konteks, maar jy hoor net wat ek gee, ons is nie verras nie. Selfs as jy daai en skokkende korrupsieberou hoor, is ons net soos, okay, môre is alweer iets anders, dan is alweer iets anders, dan is alweer iets anders. Ons is nie meer verras nie. Ons is nie meer verras nie. Mense soek voortdurend die volgende ervaring, die volgende skok, die volgende groot ding, en hier is die hartseerste van die algoritme. Slegte nuus en dinge wat 'n sterker reaksie ontlont, met ander woorde skokkende goed, kry meer aandag. En daarom voed dit die algoritme, meer as hoopvol, positief, ensovoorts. Dis hoekom sosiale media vir ons so negatief is. En dis hoekom ek julle wil aanmoedig vanoggend om net so 'n bietjie terug te staan. Sit jou foon neer, kuier saam met mense rondom jou. En ek praat hier baie met myself. Maak tyd vir jou gesin, kyk hulle in die oë. Selfs al iemand het een van ons ouderlinge is altyd so gespot toe loadshedding nog so erg was, het hulle gesê, ek het eintlik weer my vrou leer ken. En sy is eintlik 'n aangename mens. Net toe jy nie die tegnologie het en al hierdie dinge wat jou aandag verg en jou tyd verg en net bietjie weer mens is eintlik nie noodwendig die slegste ding nie. Ek sê nie loadshedding was fantasties, jy moet nie verkeerd verstaan nie. Maar die beginsel dat ek kuier saam met jou. Ek meen, ek het saam met my swarie en my vrou kaart gespeel. Ek het dit saam met my oupa hulle gedoen jare terug. Kaart gespeel, Rummy, Snap. Doen ons nog sulke goed? Kyk ons mekaar in die oë. Ons soek heeltyd die volgende groot ding. En onder al hierdie geraas is mense eintlik honger na egtheid, waarheid, hoop, betekenis. En ek hoop 'n werklike ontmoeting met God. Ons soek God. Ek wil hom beleef. Ek wil hê die Here moet vir my tasbaar wees, is dit nie so nie? En dan bring ons dan by my punt, want Handelinge 3 is so relevant in hierdie konteks, want hier gebeur iets buitengewoon. Hierso is 'n man wat van geboorte af lam was, en wat gebeur het by die tempelpoorte, en dit is so relevant, want hoe baie gebeur dit nie ook selfs hier in Groblersdal nie, waar mense by die kerk dieselfde beginsel het, want die kerk gaan jou help, want Christene is mos maar sukkel om te sê nee, partykeer. So, dit wat daar gebeur, dit gebeur selfs vandag nog. En wat interessant is hoe Petrus hulle reageer, om te sê, kyk na my. Met ander woorde, ek het nie geld nie, ek het nie roem nie, ek het nie status nie, kyk na my. Maar wat ek wel het, gaan ek vir jou gee, in die naam van die Jesus van Nasaret, staan op en loop. En dan gebeur hierdie wonderwerk. En hoe reageer die skare? Die skare stroom saam. Daar's verwondering, verstomming, aandag en natuurlik ook sensasie. Maar Petrus laat nie toe dat die fokus daar bly nie. En ek dink dit is baie keer ons probleem in ons moderne wêreld. Ons soek die sensasie,
die skok. Maar as jy mooi gaan kyk na jou reaksie, dit skok jou eintlik nie meer nie, soos ek vroeër gesê het. Wat vir my hier interessant is Petrus laat nie die fokus op die wonderwerk bly nie. Hy gryp die oomblik aan om oor Jesus te begin preek. Want die wonderwerk was nooit die einddoel nie, gemeente, en dit is wat ek wil hê julle moet hoor volgende. As ons die vraag vra, hoekom sien ons nie meer sulke goed eintlik in die kerk vandag nie? Dat verlamde mense ingebring word in ons eredienste in, en ons lê hulle die hande op, en dan staan hulle op en loop. Hoekom sien ons dit nie meer nie? Want dis nie die fokus nie, die wonderwerk was nooit die einddoel nie. Die wonderwerk het gedien as 'n manier om mense se aandag te kry, en toe hulle nou jou aandag het, nou gaan ek vir jou eintlik gee wat ek het, en dit is die evangelie boodskap. Want weet julle wat is interessant? En ek wil hê jy moet hieraan gaan kou. Die wêreld is nie goed daarmee om ons diepste nood te identifiseer nie. Ons is nie goed daarmee nie. Ons het idees oor wat ons dink ons diepste nood is, en hierdie man is 'n voorbeeld. Hy het gedink sy diepste nood is dat hy nie kan loop nie, en hy kort geld. Maar Petrus sê vir hom, jou diepste nood is jou skeiding met God. Die afstand tussen jou en die Here. Jy het versoening nodig. Jy het nuwe lewe nodig. En dit gee ek vir jou. So, ons moet as 'n kerk die wonderwerk sien vir wat dit is. Dit het gedien as 'n getuienis dat Petrus hulle werklik van God gestuur is. Want hoe anders gaan jy hulle glo in daai konteks? Jy het nog nie 'n Bybel om dit wat hulle sê te meet nie. Jy het nog nie 'n manier om eintlik te hoor, is dit wat hulle sê in lyn met wat die profete nog altyd gepreek het in daai klas van goed nie. En daarom stuur God in daardie konteks wonderwerke, sodat mense kan sien, sjoe, hier is iets kragtig aan hierdie mense, hier is iets kragtig aan hulle boodskap, want hulle doen hierdie wonderwerke. En hoe verklaar ons dit? Dat hierdie man wat van geboorte af lam was, staan en spring en God loof en prys in die naam van Jesus van Nasaret. Verklaar ons dit. Sien julle die doel? En ek wil net hier vir julle wys. Dit is my so mooi. Toe die skare saamdrom, dan vra hulle nou, kyk hulle na Petrus hulle, en dan vra hy hierdie vraag vir hulle. Waarom kyk julle na ons? Asof ons uit eie krag of godsvrug gemaak het, dat hierdie man loop. Die Heilige Gees trek nooit die aandag na mense nie. Volgende beginsel. Dit gaan nooit oor die persoon deur wie die wonderwerk eintlik plaasgevind het in hierdie konteks nie. Petrus het nie dit gebruik as 'n moment om te sê, skenk geld vir my bediening nie. En ek sê nie dis verkeerd om geld te skenk vir bediening nie, maar dit moet nie die hoof fokus wees nie. Het is wonderlik dat ons gesamentlik geld bymekaar sit en ons kan wonderlike dinge doen in ons dorp en in gemeenskap. Dis 'n wonderlike beginsel. En die Bybel is duidelik oor dat die Here te blymoedige gewer lief, sê die Bybel. So jy moet my nie verkeerd verstaan nie, maar die fokus mag nooit gaan oor hierdie pastoor of leraar of dominee of so nie. Want dis nie wat die Heilige Gees doen in die teks nie. In die teks sien ons dat hy sê, hoor wat sê Petrus, asof ons uit eie krag of godsvrug gemaak het dat hierdie man loop. Dis nie ons nie. Dis nie ons nie. Die Heilige Gees trek nooit die aandag na mense toe nie. Die Heilige Gees verheerlik altyd Jesus Christus. Altyd Jesus Christus. Dis die punt. En is vandag nog so, waar die Heilige Gees werklik werk, gaan julle sien ons tema is Christus altyd sentraal. 'n Geesvervulde persoon en 'n geesvervulde gemeente is 'n gemeente wat behep is met Jesus Christus. En mag julle dit onthou. Die Heilige Gees verheerlik Christus. Deur die geloof in sy naam het hierdie man sterk geword. So, wie sien julle weer hieronder het ek geskryf, die fokus is nie die wonder self nie, die fokus is die wonderwerker. Nou, hier is eintlik vir my die belangrikste beginsel. Die Bybel sê nie dat ek en jy geken word aan ons wonders nie. Die Bybel sê ek en jy word geken aan ons vrug. En wat beskou die Bybel as vrug van die Heilige Gees? En ek het net 'n paar saamgebring. Iets soos liefde, heiligheid, gehoorsaamheid, waarheid, strewe na nederigheid en daai klas van goedjies. En kan julle altyd sien, is ook altyd ingestel op die ander. Dis verhoudingstaal, dat ek nie vir jou jok nie, dat ek die waarheid met jou praat. Nie 'n lelike hoedanigheid of om jou seer te maak, jy maak's eerlik met jou. Nee, heiligheid, gehoorsaamheid, opregte liefde, is verhoudingsvrug. 'n Ware werk van die Heilige Gees verander nie net lewens nie,
Hierdie moet julle sien, dit verander mense se harte. Dit gaan nie net oor gedrag nie. Dit gaan nie net oor gedrag nie, dit gaan oor die verandering van mense se harte, hulle begeertes, hulle behoeftes, hulle ingesteldheid. Dit is die werk van die Heilige Gees. Jy word van binne af verander na buite. Dis die kruks. En ek wil net hierdie vir julle wys. Waar die Heilige Gees werk, word Jesus Christus altyd sentraal. En ek het hier 'n gedeelte saamgebring, wat ek net vir julle wil wys. Wonderwerke, wil ek julle moet hoor, is tekens, want hulle wys na iets groter, en Jesus is altyd die middelpunt. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, nie die wonderteken self nie. So, wat ek net vanmôre vir julle wil sê is, ter afsluiting, ons is nie anti die bonatuurlike nie, as gereformeerdes nie. Al kry ons baie keer daai kritiek. Ons glo in die bonatuurlike werking van die Heilige Gees. Ons glo dat die Heilige Gees mense kan genees. Ons glo dat die Heilige Gees mense kan herroep, kan eintlik verander van binne af, soos wat ons nou net gehoor het. Ons glo dit, maar ons glo dat die wyse waarop die Heilige Gees dit doen, is deur die middele van genade. Deur die ouderlinge wat vir jou kom bid, byvoorbeeld. En jou die hande oplê. Deur 'n broer en suster in 'n klein groep wat vir jou bid en wat jou oproep tot bekering. Iemand wat jou vermaan. Ons glo die Heilige Gees kan nog steeds bonatuurlike dinge doen. Maar dit gaan net vir my daaroor, gemeente, dat ons hom op die regte plekke gaan soek. Dit is waar dit vir my gaan. En dis wat hierdie verhaal vir my so kragtig maak, is wat jy kyk, die wonderwerk word vertel, maar sodra hy die mense se aandag het, bly dit nie meer op die wonderwerk nie, dit draai dadelik na Jesus toe. En ek wil net julle moet gaan dink daaroor, dat hy het nie mooi woorde noodwendig om hierdie mense se harte te trek, om vir hulle te sê hoe fantasties hulle is, of so nie, hy konfronteer hulle onmiddellik met wat? Met hulle sonde. Julle het hom verwerp. Julle het hom verstoot. Julle het hom oorgelewer om gekruisig te word. Julle het hom doodgemaak. Maar, bekeer julle en kom tot inkeer. Hoor die belofte, dan sal God julle sondes uitwis. Dit, gemeente, is ook 'n wonderwerk. Dit is 'n wonderwerk. Niks wat jy in jou lewe kan doen, en asseblief hoor dit, wat jy al gedoen het in jou lewe, moet jou permanent skei van God nie. Niks nie. Die aanklaer kom, en die aanklaer sê vir jou, dit wat jy gedoen het, is so erg en so verskriklik, dat daar's nie hoop vir jou nie, en daar's nie verlossing vir jou nie, en daar's nie vernuwing vir jou nie. En die Here wil eintlik, hoekom sal die Here met iemand soos jy wil vereenselwig? Soos verlede Sondag gepraat, hoekom sal hy wil hê jy moet aan sy tafel kom sit? Kyk wat doen jy, kyk hoe dink jy, kyk waarmee hou jy jou besig. En ek wil hê julle moet vanmôre hoor, die uitnodiging is altyd om eerlik te wees met jouself, om te sê, wat is hierdie dinge wat ek dalk doen wat verkeerd is voor God? En wat is die dinge wat dalk sonde is in die oë van die Here? En dat ek dit dan voor die Here sal bely en tot inkeer sal kom. En bekering, weet julle, broer en suster, is 'n 180 grade draai. Dit beteken jou lewe lyk nie dieselfde nie. Nooit weer dieselfde nie. Jou begeertes is nie, jou ingesteldheid is nie, jy soek ander dinge as wat jy voorheen het. Dit word dan sigbaar as vrug. Die belofte is, God sal julle sondes uitwis. Ek sluit af. In ons wêreld vandag is die vlees baie geneig om die instrument te begin aanbid, in plaas van die kunstenaar. In die vlees is die wêreld baie geneig om die instrument te begin aanbid, in plaas van die kunstenaar. Mense draak maklik obsessief oor predikers. Maklik. Mense raak maklik obsessief oor wie is gesalf en wie is nie. Wie het die gawes en wie het nie. Obsessief oor ervarings, manifestasies, tekens, maar asseblief sien raak dat die Heilige Gees trek nooit die aandag na dit toe nie. Altyd na Jesus toe. En dit is my hartsbegeerte, gemeente, dat ons bekend sal wees as 'n gemeente wat behep is met die persoon van Jesus Christus. Obsessief oor hom. Dat wanneer mense in ons vergaderings inkom en ons lofliedere luister en ons prediking luister en ons gesprekke luister, gaan dit altyd oor hom. Hy is my grootste liefde. Hy is die een aan wie ek my lewe wy. Ek bely hom as koning van my lewe. Hy is my grootste skat en my grootste liefde. Dit word sigbaar.
dan, broer en suster, glo ek, die woord kry gestalte in mense se lewens. Want dis wat die Heilige Gees doen. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy verheerlik Jesus altyd. Gemeente, ons leef in 'n tyd waar mense honger is vir sensasie, ervaring, tekens, die buitengewoon. Maar Handelinge kom leer vanmôre vir my en vir jou dat die ware werk van die Heilige Gees kan jy vind in gewone dinge. 'n Broer of suster wat 'n hand uitsteek. Iemand wat jou herinner aan die woord van God en sê, wanneer laas het jy 'n bietjie Bybel gelees? Maar reg gelees. Broer of suster wat na jou toe kom en sê, kan ek asseblief vir jou bid? Dis awkward. Dit voel ongemaklik as jou broer of suster vir jou sê, kan ek vir jou bid? Asof ons nie gebed nodig het nie. Asof ons nie, is so 'n bietjie van balans afgegooi as iemand dit vir ons vra. Maar dit is wonderlik dat iemand vir jou wil bid. Byvoorbeeld. Waar die Gees werklik werk, gemeente, word Christus verkondig. Opreg. Word Christus ook gehoorsaam. Die gemeente streef na gehoorsaamheid. Word Christus aanbid in opregtheid en word mense opgeroep tot bekering. Sonde word nie genormaliseer nie en word Jesus ons sentrale fokus. Dan is ons 'n gemeente wat gelei word deur die Heilige Gees. Op 'n individuele vlak, wanneer jy jou lewe wy aan die wil en die weë van die Here, sal dit sigbaar word in hoe jy lief hê, hoe jy aanspreek, hoe jy vermaan, hoe jy grense trek, ensovoorts. En dis nie te sê die dinge is maklik nie. Mense se reaksie daarop is nie altyd positief nie, soos julle gesien het. Jesus roep mense tot bekering. En wat is hulle reaksie? Maak jy dood. Petrus, hulle roep mense tot bekering. Wat is die wêreld se reaksie? Maak jy dood. Daar gaan vyandskap wees, want jy konfronteer mense. Mense hou nie altyd daarvan nie. Maar hier in die kerkgemeente is dit eintlik 'n plek waar ons by mekaar kan kom, om te sê ons streef saam na dit. Ons maak dit nie vir mekaar moeilik nie. Want daar buite is daar 'n groot geveg eintlik. Hier is ons een. Ons bid saam, ons bely saam, ons loof die Here saam, ensovoorts. En dis kom jy 'n gemeente het. Want daar buite kan jy baie keer 'n stoksiel alleen voel, maar jy moet nooit so voel in jou gemeente nie. Jy moet nie voel mense draai jou. En dis my hartsgebeurte, gebed vir ons, hartsbegeerte en gebed vir ons. Dat ons regtig die koninkryk op hierdie manier sigbaar maak. Nie myne nie, Christus se. Hy is die koning. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons hierdie wonderlike tekste kan lees vanoggend. Kan hoor oor die wonderwerke wat plaasvind in die Bybel waaraan ons glo. Dat 'n man van geboorte af lam was en deur die apostels word hy genees. In die naam van Jesus Christus van Nasaret. En ook lees ons in hierdie teks dat die geloof wat hom sterk maak is ook geloof wat van U afkom. U skenk dit. Ek bid dat ons as 'n gemeente regtig hierdie woorde ter harte sal neem vanoggend, Here, dat ons nie meegesleer sal raak deur die soeke na sensasie of die volgende skok of wat ook al die geval mag wees nie. Maar dat ons regtig moeite sal doen om ons te beywer vir die doodnormale dinge, die dinge wat eintlik saak maak. Hoe ek my vrou of man groet in die oggend. Hoe ons saam koffie drink. Hoe ek vir my kinders totsiens sê as ek hulle aflaai by die skool. En as hulle by die huis kom, wat 'n atmosfeer skep ek in my huisgesin? Hoe dien ek my gemeente? My gemeenskap? Ek bid dat U vir ons wysheid sal gee in hierdie dinge, Here. Dat ons dit sal uitleef tot eer van U naam. En dat ons sal besig hou met die dinge wat regtig vir U belangrik is. Wat die wese is van ons godsdiens, soos die woord aan ons openbaar. Mag ons nie mense wees wat bang is om ons sondes te bely nie. En dit vir U te gee nie. En mense wat bid in opregtheid vir bekering, nuwe lewe, wat voortspruit uit die hemele. Help ons in dit, ons Here. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien of ooit sal kan verdien nie, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.